Goeiedag. Die oorkoepelende tema van die 2024 VTT is roeping. Die omskrywing van die grootste deel van ons roeping lê reeds in die woord Christen ingebed. In Handelinge 11 vers 26 lees ons dat die disippels Christene genoem word, vol van die Heilige Gees en geloof het die volgelinge van Jesus begin dink en praat soos Jesus ons leer. Het hulle bepaalde karaktertrekke begin openbaar, habitus aangeleer, wat hulle identiteit in Jesus Christus uitgebeeld het. Liefde, vergifnis, deernis en heiligheid het deel van wie hulle was geword. Daar is inderdaad twee belangrike datums in die lewe van elke Christen. Die dag waarop jy gebore is en die dag waarop jy die rede hiervoor ontdek. Miskien is dit die gesprek wat Jesus en Nikodemus in Johannes 3 vers 3 gehad het. Jesus sê vir Nikodemus, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. In Christus word iemand dus met die oog op die bediening van versoening 'n nuwe skepping, 'n nuwe mens en kry hy of sy nuwe identiteit. Want hierdie karakter is gerig op versoening, op die heling en die herstel van God se mense en God se wêreld oral oor. En hierdie identiteit is wat deur die predikant beliggaam moet word. Roep en stuur is twee prominente sake wat in 'n gesprek en nadenke oor roeping na vore kom, om God se roepstem te hoor en in die wêreld 'n verskil te maak. Dit is wat roeping heel waarskynlik vir die predikant beteken. Dit is natuurlik ook belangrik dat roeping meer konkreet en meer spesifiek omskryf sal word. En ek verduidelik roeping aan die hand van twee voorbeelde. My heel eerste voorbeeld is 'n verhouding tussen Samuel en Eli. En ek verwys spesifiek na 1 Samuel 3 vers 1. Hoe mentorskap en hoe selfbewustheid in die roeping van Samuel inspeel. 1 Samuel 3 vers 1. Die seun Samuel was in diens van die Here onder toesig van Eli. Hierdie mentorskap is gerig op 'n lewe wat met 'n unieke doel en aan God gewy gekoppel was. 'n Jong Samuel moes dit in die tempel leer en Eli was die voorbeeld. Eli was die een wat hom hierin sou lei. Natuurlik is roeping ook altyd 'n aangeleentheid wat met frustrasie en met verwarring, ja ook met misterie en met hoop gepaard gaan. Mentorskap is die proses waar tydens 'n meer ervare persoon met praktiese wysheid 'n minder ervare persoon lei, omarm en adviseer. Die verhouding tussen Samuel en Eli dui op 3 belangrike sake waaraan 'n mentor moet aandag gee. 1. Hoe hoor en ervaar ons die roepstem van God? Hoe onderskei ons die wil van God vir ons lewens? Kollegas, hoe weet jy is geroepe? Bou van verhoudings is 'n tweede belangrike saak. Die verhouding tussen Eli en Samuel getuig van 'n bepaalde vennootskap tussen geloofsvriende en is gebaseer op wederwysige respek en vertroue in mekaar. 'n Derde belangrike saak wat in 'n mentorskapproses na vore kom, is die oordrag van kennis en die delegering van take. Die informele oordrag van kennis, sosiale kapitaal en emosionele ondersteuning is wat belangrik is en relevant is vir die werk, die loopbaan en die professionele ontwikkeling van 'n werknemer. Die roeping van die eerste disippels is die tweede voorbeeld wat ek wil voorhou wat op mentorskap en die ontwikkeling van bepaalde gedrag betrekking het. Jesus se opdrag is ondubbelsinnig. Volg my en leer van my. Die Griekse woord
mathetes. Roeping en navolging beteken allereers dat jy bereid sal wees om jou kruis op te neem en Jesus te volg. Ons weet dat Jesus nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en homself vir elkeen van ons leeg te maak. Ons sal na alle waarskynlikheid vir die grootste deel van ons lewe vakleerlinge in disippelskap wees. Ja, vir die res van jou lewe gaan jy bly leer, aan die voete van Jesus sit en sy hart vir jou lewe moet hoor. Natuurlik ook met 'n syllabus wat nooit bemeester sal word nie. Ons sal altyd leerlinge en volgelinge van Jesus bly. En daarom sal ons as disippels van Jesus soos hy ook moet dien. Liefde is die een karaktertrek waaraan volgelinge van Jesus uitgeken sal word. Wat is die implikasies hiervan op elkeen van ons se lewens? Ons moet verstaan dat roeping en vakleerlingskap verband hou met die verstaan van die inhoud van die evangelie en 'n lewenstyl van diens in aksie sal verstaan. Die woordjie mimetai is hier van toepassing. 'n Ernstige beroep word op die volgelinge van Jesus Christus gedoen om sy voorbeeld na te volg, om in 'n sekere sin die lewe van Jesus na te boots, sodanig dat sy lewe ons direkte voorbeeld word. 'n tweede belangrike implikasie is dat ons sal verstaan dat ons konstant sal besig hou met intentionele leer, om ook kenosis in te oefen, om onsself leeg te maak, om soos Jesus ons lewe op te offer. Roep is natuurlik ook altyd 'n messiaanse roep. Ons sal altyd weer en weer hierdie roepstem hoor. En derhalwe sal 'n volgeling van Jesus naby aan die mond van God en naby aan sy hart moet leef. Ons hoor iets van 'n misterie van die roeping. 'n Roeping wat altyd 'n persoonlike aangeleentheid is. Dis 'n vorm van heiligmaking. Dit is vormgewend ook vir elkeen van ons se spiritualiteit. Roeping gee uiteindelik uitdrukking aan ons baie unieke verhouding met ons hemelse Vader. Twee belangrike komponente met betrekking tot die roeping van die predikant moet met u gedeel word. Ons word geroep om God te ken. Elke gelowige getuig op een of ander wyse daarvan dat God saam met hulle op reis is, dat hy op 'n bepaalde manier elkeen van ons met 'n nuwe hart en 'n nuwe gees toerus, en hoe hy volgens Esegiel 36 vers 26 hierdie hart van klip uit ons liggame uit verwyder en ons sag en liefdevol vorm vir ons taak in hierdie wêreld. Tweedens stuur God ons met 'n baie duidelike taak. Die roeping van die predikant is om die blye boodskap van Jesus Christus as die gekruisigde en opgestaande Here te verkondig en hom as die enigste verlosser te bely en in hierdie wêreld bekend te maak. Om hierdie taak, hierdie roeping te vervul, is daar in die predikante ontwikkelingsprogram 8 spesifieke omskrewe bekwaamhede wat ons sal help met die toerusting en die ontwikkeling van waarmee ons besig is. Geloofsvolwassenheid is die een enkele bekwaamheid wat baie spesifiek inspeel op die roeping van die predikant. Geloofsvolwassenheid word as volg omskryf. Dit veronderstel 'n noue verhouding met God. Dit is hoorbaar in 'n taal wat getuig van 'n bewuste identiteit in Christus en 'n intieme opweg wees met die God wat elke dag in die lewe teenwoordig is. Dit is sigbaar in 'n lewe van kongruensie tussen geloof, woorde en gedrag. Dit getuig van 'n groeiende bewuswording van hoe God aktief teenwoordig is in die lewe van elke dag. Dit is 'n persoonlike sowel as 'n gesamentlike reis met medegelowiges. Dit veronderstel die deurlopende beoefening van persoonlike en gesamentlike geloofsdissiplines met die oog op die vervulling
van ons persoonlike en gesamentlike roeping en bediening in God se wêreld. En ten slotte, geloofsonderskeiding is om aktief na God se wil te soek in ons persoonlike lewe en deurlopend ook gesamentlike besluite te neem wat God se wil derentyd in ag neem. Die ontwikkelingsprogram vir predikante van die NAKA vra gevolglik of hierdie bekwaamheid op die lewe van die geroepe in 'n betrekking het, behoorlik ontwikkel is. Het die predikant 'n helder visie met die oog op sy of haar verhouding met God? Het die predikant 'n helder visie met die oog op sy of haar roeping? Ek sluit af. Roepingsbewussyn, toewyding, getrouheid en diensbaarheid aan God is maar van die enkele hoë eise wat aan die bedienaar van die woord gestel word. Kollegas, deur die genade en die liefde van ons Here, word elke predikant in staat gestel om oral waar hulle werk en leef, die kerk van die Here op te bou, die ewige redding van mense te bewerkstellig, die wêreld te herstel en die koninkryk van Jesus Christus op te bou. Mag elkeen van ons in ons roeping naby aan die hart van God bly leef. Mag elkeen van ons 'n sterk roepingsbewussyn hê. Mag ons deur die genade van die Here ook met hierdie taak besig bly. Baie dankie.